Ons is in Spreuke hoofstuk 4 en ons gaan kyk na verse 10 tot vers 13 vandag. Spreuke hoofstuk 4 vers 10 tot 13 en dit lees dan so: Hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. In die weg van die wysheid onderrig ek jou. Ek laat jou die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie. As jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan die tug. Laat dit nie los nie. Bewaar dit, want dit is jou lewe. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Ag Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid en ons dankie dat ons kan weet dat dit die regte weg is. Daar is nie 'n ander weg nie, Here. Dis u woord. En dis nie die woord van mense nie. Dis die woord van die lewende God. Ag Here, gun dit ons as sondaars om die woord ook aan te neem in die oggend. Mag die Gees in ons harte werk. Here, ons bely ons sonde, ons erken dat ons is nietig, ons erken dat ons nie die woord en die wet volg soos wat ons behoort nie. Mag Here, gun dit ons in die oggend deur die groot barmhartigheid en die genade, dat ons wel u woord sal aanneem, ter eer en verheerliking van u naam. Amen. Ons het laasweek gekyk na verse 7 tot 9, waar daar vir ons gesê was dat die beginsel van wysheid is om wysheid en insig te verwerf, deur alles, soos die skrif gesê het, wat ons besit. En terwyl die vrees van die Here, wat ook 'n beginsel is van wysheid, ons wegdryf van die kwaad, die vrees van die Here dryf ons weg van die kwaad, en dis ook 'n beginsel van wysheid. So Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is die beginsel wat hier hanteer word, die liefde of ons liefde vir die wysheid self. Nie net moet ons die slegte haat nie, ons moet die goeie ook lief hê. Soos Paulus ook sê in Romeine 12 vers 9 waar staan, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan, sê hy. Die een beginsel van wysheid is om die Here te vrees, wat hoofsaaklik daaruit bestaan om te haat wat sleg is, maar die ander beginsel van wysheid is om die waarheid so lief te hê, dat jy alles sal prysgee om dit te kry. Paulus vang dus die hele beginsel van wysheid vas, wanneer hy sê, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Hy vang altyd beginsels vas in daai een kort vers. Maar ons het beide nodig. Ons kan nie net haat wat sleg is, maar nie die goeie lief hê nie. En ons kan nie die goeie lief hê, maar nie haat wat sleg is nie. Nee, die gelowige haat nie net alles wat boos en sleg is nie, en doen afstand daarvan nie. Die gelowige het 'n liefde ook vir die Here en vir sy woord. Soveel so dat hy bereid is om alles daarvoor prys te gee. Maar die vraag bly dan staan, het ons werklik 'n liefde vir die wysheid en insig van die Here? Ag ons dit meer kosbaar as alles anders in die wêreld. Want as dit nie die mees kosbaarste ding in die wêreld vir ons is nie, dan gaan ons ook nie die wêreld daarvoor prys gee nie. Die vraag is nie, is dit meer kosbaar as meeste ander dinge in ons lewens nie. Die vraag is of dit so kosbaar is, dat ons wysheid en insig sal verwerf deur alles wat ons besit. Want enigiets minder as ons alles is nie die beginsel van wysheid nie. Enigiets minder as ons alles val buite die Bybelse definisie vir die beginsel van wysheid. En hierdie beginsel van wysheid kan net standhou indien die insig en wysheid van die Here vir ons meer kosbaar is as alles anders in die wêreld en ons bereid is om alles wat ons het en alles wat ons is daarvoor prys te gee. En om net sekere goed prys te gee en om die beste van beide wêrelde te probeer hou, is nie om die beginsel van wysheid te begryp nie. Inteendeel, dit is eerder 'n beginsel van dwaasheid.
Want soos die Here vir die gemeente van Laodicense gesê het, hulle is nie warm of koud nie, maar lauwarm, en daarom sal hy hulle ook uitspoeg. Maar daarom sê die Here ook in Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind, julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. As julle na my vra met julle hele hart. Maar as die wysheid van die Here werklik so kosbaar vir ons is, dat ons na hom vra met ons hele hart, hoekom sal ons nie ons alles daarvoor prys gee nie? Vir die persoon wat nie 'n hoë waarde heg aan die woord en wysheid van die Here nie, is dit 'n baie swaar las om alles wat hy het daarvoor prys te gee. Dit is 'n baie swaar las vir die persoon wat nie die waarde van die wysheid van die Here besef nie. Maar die persoon vir wie die wysheid en insig en woord van die Here wel meer kosbaar is as alles anders in die wêreld, kan nie waag om alles daarvoor prys te gee nie. Want hy kry dan iets wat meer kosbaar is as dit wat hy klaar het. Hoekom sal hy dit dan nie prys gee nie? Inteendeel, vir die gelowige is dit vreemd om nie alles prys te gee vir iets wat meer kosbaar is nie. Dit is soos 'n persoon wat na jou toe kom met 1 kilogram goud en vir jou R10 daarvoor vra. Die persoon wat nie die waarde van goud besef nie, gaan dink jy is onnosel om 'n sent daarvoor te gee. Want nou moet jy 1 kilogram metaal saam met jou dra. Maar die persoon wat die waarde van goud begryp, gaan jy nie kan keer om R10 of selfs alles wat hy het daarvoor prys te gee nie. Want hy besef die waarde daarvan. En so is dit met die wysheid en die insig van die Here ook. Die vraag is bloot, begryp ons die waarde daarvan? Want as jy dit nie besef nie, en nie begryp nie, dan gaan dit swaar wees om alles daarvoor prys te gee. Maar as jy besef, is meer kosbaar as die hele wêreld, dan gaan jy nie kan wag om alles daarvoor prys te gee, want dit is dan meer kosbaar vir jou. Maar Salomo sluit dan ook so op hierdie manier sy 5de lesing af. En hy begin dan sy 6de lesing vandag weer eens met die tipiese woorde van my seun. Waar hy dan sê in vers 10 van ons teks eerstens vandag, hoor my seun en neem my woorde aan. Dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. En hierdie lering van Salomo strek dan tot vers 19 van hierdie hoofstuk, want in vers 20 sien ons weer die tipiese woorde van my seun, wat dan weer 'n nuwe tema aandui. Maar ons kyk spesifiek eers na verse 10 tot 13 vandag, want hierdie lesing word in 2 dele opgedeel, naamlik die weg van wysheid en dan die weg van die goddelose, of dan nou die 2 weë as jy wil. Van vers 10 tot vers 13 sien ons dat Salomo sy seun vermaan rakende die weg waarop hy moet gaan. En vers 14 tot 19 van hierdie lesing handel weer oor die weg waarop ons nie moet gaan nie. Soos vers 14 onder andere sê, kom nie op die pad van die goddelose. Vers 15, vermy dit, gaan nie daarop nie en so voorts. En so word die 2 beginsels van wysheid ook vasgevang in hierdie lesing, naamlik vrees die Here en wyk af van die kwaad, of althans wyk weg van die verkeerde pad, sowel as hê die wysheid lief, of althans bly op hierdie pad. Hê dit lief, soos ons vandag sal sien. Maar vers 10 begin nie net deur om te sê, hoor my seun nie, maar ook neem my woorde aan. En hierdie is 'n begrip wat ons al hanteer het, naamlik dat kennis ons absoluut niks help nie. En om die waarheid bloot net te hoor, beteken vir ons niks, as ons dit net hoor nie. Nee, dit moet aangeneem word. En Paulus stel dit mooi in 1 Tessalonisense 2 vers 13 waar hy sê, daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Die woord van die Here is nie voorstelle nie. En dit kan nie as voorstelle aangeneem word of as voorstelle geag word nie.
Ons sien in 2 Konings hoofstuk 22 dat die hoëpriester Hilkia die wet van die Here ontdek het in die tempel. En hy stuur dit toe na koning Josia toe. En ons lees in 2 Konings 22 vers 8 tot 11, daar staan, toe sê die hoëpriester Hilkia vir Safan die skrywer, ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. En Hilkia het die boek aan Safan gegee en hy het dit gelees. Daarna het Safan die skrywer by die koning gekom en die koning antwoord gebring en gesê, u dienaars het die geld uitgeskit wat in die huis te vinde was en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here. Daarop gee Safan die skrywer die koning te kenne en sê, die priester Hilkia het my 'n boek gegee. En Safan het dit aan die koning voorgelees. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. Hierdie is nie die reaksie van iemand wat iemand anders opinies gehoor het nie. Hierdie is nie die reaksie van iemand wat voorstelle gehoor het nie. Hierdie is die reaksie van iemand wat besef wie se woorde dit is wat hy besig is om te hoor. Dit is die woord van God. As dit wat ons in hierdie kerk preek, my eie opinies is, of voorstelle is, goed en wel, hanteer dit dan so. Maar as dit die woord van die Here is, laat ons dit as die woord van God hanteer, en ook so aanneem. En as ons moet, laat ons klere skeur. Koning Josia se reaksie was nie, ja, maar wie het dit geskryf? Dis nie wat koning Josia gesê het nie. En is dit regtig op ons van toepassing? Of ja, dit is goed en wel, maar ons moet net onthou, ons moet nie wetties raak nie. Was dit koning Josia se reaksie? Nee, en inteendeel. Voor hy nog enige kommentaar kon lewer, toe sy klere al geskeur. En toe hy wel begin kommentaar lewer, sien ons wat die eerste ding is wat hy sê, in vers 12 en 13 wil staan, en die koning het bevel gegee aan Hilkia, die priester, en aan Ahikam, die seun van Safan, en Achbor, die seun van Michaja, en Safan, die skrywer, en Asaja, die dienaar van die koning, en gesê, gaan raadpleeg die Here, vir my, en vir die volk, en vir die hele Juda, oor die woorde van hierdie boek, wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie. Sy eerste reaksie is, wee my, en hy skeur sy klere, en dadelik daarna word daar gestuur om presies uit te vind, wat dit is wat die Here van hulle verwag. Van hom, van die volk, en van die hele Juda, sê hy. Hoekom? Want hy het dit nie aangeneem as die woord van mense nie. Maar soos Paulus ook sê, soos dit waarlik is, as die woord van God. Hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. Maar hoe neem ons die woorde aan? Hoe neem ons dit aan? Neem ons dit aan as voorstelle? Neem ons dit aan as ja, maar dit is Warren se interpretasie? Of neem ons dit aan as die woord van God? Want dan en alleenlik dan sal die lewensjare vir ons vermeerder word en strek tot in die ewige lewe. En soos ons ook verder lees, die Here oor koning Josia sê in 2 Konings 22 vers 18 tot 20, maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so sê, so spreek die Here die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is, en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het,
dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word. En omdat jy jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Daarom kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word. En jou oë sal al die onheil nie aansien, wat ek oor hierdie plek bring nie. En hulle het die koning antwoord gebring. Ons kan nie net hoor nie. Ons moet die woord van die Here aanneem as die woord van die Here. Want so Salomo dan ook verder sê in verse 11 en 12, in die weg van die wysheid onderrig ek jou. Ek laat jou die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Nou die Bybel praat gewoonlik daarvan om in 'n weg te wandel, as eerder as op weg na elders toe. Daar is 'n weg waarin ons moet wandel. Ja, ons hou die ewigheid voor oë, niemand stry met dit nie. En ons is ergens heen op pad. Maar jy is ook nêrens heen op pad, indien jy nie ag op die weg waarin jy is nie. Ons instruksie volgens hierdie spreek is nie waarheen ons op pad moet wees nie, maar so Salomo sê, die weg waarin ons moet wandel. Hy sê, in die weg van wysheid onderrig ek jou. En hierdie weg word nie toevallig gevind nie. Inteendeel, hierdie weg kan nie gevind word sonder instruksie, of sonder dat dit uitgewys word nie. Salomo wys dit uit deur sy onderrig, sê hy. Of soos Paulus sê in Romeine 10 vers 13 en 14, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, maar hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Ons moet die waarheid preek. Want hoe gaan iemand die waarheid hoor en daarin glo, as ons dit nie verkondig nie? Jesus sê, in die groot sending van die disippels aan die einde van Matteus, in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is nie dat jy gaan loop en dan toevallig die weg kry waarop jy moet wandel nie. Dit gaan nie gebeur nie. Nee, dit moet geleer word, dit moet geondersoek word. In die pelgrimse reis sien ons hoe evangelis vir Christen wys waar hierdie pad is. En hy gee hom instruksie hoe om dit te kry. En hoe om daarin te bly. In Eksodus 18 vers 19 en 20 lees ons Moses se skoonpa wat hom instruksie gee waar staan, luister nou na my, ek sal jou raad gee en God sal met jou wees, wat jou betref, wees jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die sake voor God en onderrig hulle in die insettinge en die wette en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan en die werk wat hulle moet doen. Koning Josia het sy klere geskeur, want hy het waarskynlik vir die eerste keer die wet van die Here gehoor. En hy stuur dadelik om meer te leer. Wat dit is wat die Here van hom verwag. Hy is die koning van alle mense. Hy is die koning, maar tog soek selfs die koning om geleer te word. En ons het dit makliker, want ons het 'n voller openbaring in God se woord. En ons het die Heilige Gees wat in ons woon en ons in waarheid inlei. En soos die Here sê in Jesaja 30 vers 20 en 21, die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van verdruktheid, maar jou leraar sal hulle nie langer verberg nie. Maar jou oë sal jou leraar sien en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop.
Hy praat van die Nuwe Testament. Maar het ons 'n begeerte om die woord van die Here te hoor en dit te leer en om te weet waar die weg is waarop ons moet wandel. Want dit is nie die woorde van mense nie, maar dit is die woord van die lewende God. Die woord van die Here moet geleer word, dit moet aangeneem word en dit moet as die woord van God geag word. En daarom is katekismes ook so belangrik in ons huise. Want dit is presies wat dit is. Dit is instruksie, volgens die woord van God, wat vir ons en ons kinders wys, wat die regte pad is om op te wandel. Dit leer hulle. En ons moet ons kinders leer om die Here te vrees, want soos Psalm 25 vers 12 ook vir ons sê, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer, aangaande die weg wat hy moet kies. Lering is van kardinale belang, en daarom sien ons ook, raak in die Filippus en die Ethiopiër, daar staan in Handelinge 8 vers 29 tot 31, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa, en Filippus het daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê, verstaan u wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. Matteus 7 vers 13 tot 15 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. En hierdie weg moet vir ons gewys word. En omdat dit vir ons geleer moet word, en ons dit uitgewys moet word, sê die Here in letterlik die volgende vers, nadat hy sê, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind, sê hy dan, maar pas op, vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Die pad is smal. Die hek is nou, daar is min wat dit vind. Dit moet uitgewys word, soos wat evangelis dit vir Christen uitgewys het in die pelgrimse reis. En omdat dit uitgewys moet word, en ons onderrig moet ontvang in die regte weg, sê Jesus letterlik in die volgende vers, maar pas op vir die valse profete. Want hulle gaan jou nie soontoe wys nie. Hierdie weg waarin ons moet wandel, is van kardinale belang, en moet ons daaglikse meditering wees. Ons moet daarin geleer word, en ons moet dit volg, en ons moet 'n begrip hê, dat dit nie die weg en woord van mense is nie, maar van die Here self. En so moet ons dit ook hanteer. Ons moet dit nie net begryp nie, ons moet dit so hanteer. Dit is nie die woord van mense nie, dit is die woord van God. En laat ons dit dan so hanteer. Maar weer eens, die Bybel praat meer gereeld oor die weg waarin ons moet wandel, as dit waarheen ons op pad is. En terwyl ons altyd ons oë op die prys moet hou, soos Paulus dit noem, en ons moet ons oë op die prys hou, is dit gevaarlik om net dit te doen. Dit is gevaarlik om alleenlik ag te gee op dit waarheen ons op pad is, en om nie ag te gee op die weg waarin ons moet wandel nie. Want indien nie alleenlik die plek waarheen ons op pad is in die oog hou, gaan jy nie daarby uitkom indien dit al is wat jy doen nie. Want soos die woord ons leer, en Jesus sê in Lukas 12 vers 42 en 43, en die Here antwoord, wees dan die getroue en verstandige bestuurder, wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee. Gelukkig is daardie diensknegt, vir wie die Heer as hy kom, so besig sal vind. Die goeie diensknegt is nie die een wat die hele tyd staan en kyk of Jesus op pad is nie. Of die Here op pad is nie. Ja, ons moet wel in gedagte hou dat die Here gaan kom,
Maar die goeie dienskneg is juis 'n goeie dienskneg omdat die Here hom besig vind wanneer hy kom. Nie omdat hy die hele tyd kyk of hy kom nie, maar omdat hy hom besig vind wanneer hy kom. Sy fokus is op die regte weg, nie op die eindbestemming nie. Of nie net op die eindbestemming, as ek dit so kan stel. Ja, ons moet die eindbestemming in gedagte hou. Ons moet ons oë fokus op die prys. Maar ons kan nie alleenlik dit doen nie. Die Here moet ons besig vind. Daar is honderde, duisende mense wat al voorheen die einde in sig gehou het. Maar deur om dit te doen en net dit te doen, die pad self byster geraak het. En jy gaan die pad byster raak, indien dit al is wat jy doen. Moses stuur spioene in die land van Kanaan in vir 40 dae. En hulle kom terug met 'n slegte gerug. Behalwe natuurlik Caleb en Josua. Want hulle is te bang om die land Kanaan in te neem en op die woord van die Here te vertrou. En die Here sê toe vir die Israeliete dat vir elke dag wat hulle die land verken het vir daai 40 dae, sal hulle 'n jaar lank in die woestyn ronddwaal en so dan vir 40 jaar in die woestyn wandel. Totdat daar 'n hele generasie dood is wat te bang was om op die woord van die Here te vertrou. Maar toe die volk dit hoor dat hulle die 40 jaar in die wildernis gaan spandeer, toe sê hulle, ons sal gaan. Hulle sal nou luister en Kanaan binne gaan. En soos ons van hulle lees in Numeri 14 vers 40, hulle het die môre vroeg klaar gemaak en op die top van die berg geklim en gesê, hier is ons, en ons wil optrek na die plek wat die Here gesê het, want ons het gesondig, sê hulle. Met ander woorde, hulle was nou bereid om Kanaan in te neem. Hulle het hulle oë gefestig op die eindbestemming. Dit is tog die eindbestemming, dis die beloofde land. En hulle het selfs hulle sonde bely. En gesê, ons het gesondig, ons sal gaan. Maar soos Moses dan vir hulle sê, moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie. Anders word julle verslaan voor julle vyande, want die Amalekiete en die Kanaaniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val, omdat julle van die Here afvallig geword het. Daarom sal die Here nie met julle wees nie. Nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim, en so was hulle almal toe ook verslaan en doodgemaak, want hulle wou ook nie luister na Moses nie. Die weg van die Here vir hulle was die 40 jaar in die wildernis. Dit was die weg, soos deur die Here bepaal. En jy kan jou sonde bely en jy kan die eindbestemming in sig hou, maar as jy nie ag gee op die weg van die Here en die pad waarin ons moet wandel nie, soos die Here gegee het, gaan en sal jy nie by die eindbestemming ook in elk geval uitkom nie. Weereens lees ons in die pelgrimse reis hoe daar baie mense is wat op pad is na die hemelse stad. Baie van hulle het dit in die oog. En dit is tog dieselfde bestemming waarheen Christen op pad is dit nie? Maar daardie mense klim of oor die muur, of hulle kom met 'n ander pad op die hoofweg wat na die hemelstad toe lei. En hulle kom nie deur die noupoort nie. Daar is al baie mense wat bloot net hulle oë op die einde hou en nie in die weg waarop ons moet wandel nie, in die verderf gegaan. Aangesien dit al is wat hulle voor oë hou. Hulle oë is alleenlik gefokus op die einde en nie op die weg waarin ons moet wandel nie. Maar die Here sê, soek die ou paaie en wandel daarin. Almal wil hemel toe gaan. Almal wil daar uitkom. En mense dink dat omdat hulle hemel toe wil gaan, hulle ook in die hemel gaan kom, want hulle wil mos gaan.
Hulle wil mos daar wees. Maar die vraag is nie of jy hemel toe wil gaan nie, want selfs die moslim en die jood wil hemel toe gaan. Die vraag is, het jy so 'n liefde vir die Here, dat jy in sy wysheid geonderrig wil word? Wil ons weet waar die spore van opregtheid is, waarvan ons teks vandag praat, sodat ons daarin kan wandel? Of wil ons net weet, waarna toe gaan dit? En wat is die uiteinde daarvan? Wat gaan ons kry as ons aan die einde kom? En so word ons ook vermaan in die oortreffende trap om vas te hou en te fokus op die weg waarin ons moet bly. Want daar word op 3 verskillende maniere vir ons gesê in die laaste vers 13 van ons teks vandag, om daarby te bly. Op 3 verskillende maniere, waar dit dan vir ons lees, hou vas aan die tug, laat dit nie los nie, en derdens, bewaar dit, want dit is jou lewe. Dit is jou lewe. Jou lewe hang daarvan af, nie of jy hemel toe wil gaan of nie, maar of jy vashou aan die woord van die Here. Dit nie los nie. En dat jy dit bewaar, of althans soos ons teks sê, dit aanneem. Hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. In die weg van wysheid onderrig ek jou. Ek laat jou die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie. As jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan die tug. Laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. Ja, ons moet ons oë gefestig hou op die eindbestemming. Maar dit is nietigheid om dit te doen, indien ons nie ook ag gee op die weg waarin ons moet wandel nie. Ek sluit af met die woorde waarmee die pelgrimse reis ook afsluit. Dis 'n spoiler vir die wat dit nog nie gelees het nie. Net nadat Christen en hoopvol in die hemelse stad gekom het. Want net nadat hulle by die hemelse poorte ingegaan het, kom daar nog 'n man met die naam van onkunde ook daaraan, wat nie bereid was om in wysheid geonderrig te word nie, soos ons vroeër in die verhaal sien. En daarom was sy naam juis onkunde. En die skrywer sê, nou terwyl ek na al hierdie dinge gekyk het ek my kop gedraai om terug te kyk, en ek het gesien hoe onkunde by die rivieroewer aankom, maar hy het vinnig oorgekom, en dit sonder die helfte van die moeilikheid wat die ander 2 manne ondervind het. Want dit het gebeur dat daar op daardie plek 'n man genaamd te vergeefse hoop was. 'n veerman, wat hom met sy boot oorgehelp het. En so het hy, net soos die ander wat ek gesien het, die heuwel opgegaan, om by die hek uit te kom. Maar hy het alleen gekom, en niemand het hom met enige bemoediging ontmoet nie. Toe hy by die hek kom, het hy opgekyk na die geskrif wat daarbo was, en toe begin klop, in die veronderstelling dat toegang gou aan hom verleen sou word. Maar die manne wat oor die bokant van die hek gekyk het hom gevra, waar kom jy vandaan, en wat wil jy hê? Hy het geantwoord, ek het geëet en gedrink in die teenwoordigheid van die koning, en hy het in ons strate geleer. Menende hy het die lering gehoor, hy was daar. Toe vra hulle hom vir sy sertifikaat, sodat hy dit aan die koning kon wys. So het hy in sy boesem gevoel vir een, maar kon niks vind nie. Toe vra hulle, het jy nie een nie? Maar die man het nie 'n woord gesê nie. Hy het dit toe aan die koning vertel, maar hy wou nie afkom om hom te sien nie. In plaas daarvan het hy die 2 blink manne wat Christen en hoopvol na die stad gelei het, beveel om uit te gaan, onkunde hand en voet vas te bind
en hom weg te neem. Hulle het hom toe opgetel en deur die lug gedra na die deur, wat ek aan die kant van die heuwel gesien het, en hom daarin gegooi. Toe het ek gesien, dat daar 'n weg na die hel is, beide van die poort van die hemel af, sowel as van die stad van vernietiging af. Toe het ek gesien dat daar 'n weg na die hel is, beide van die poort van die hemel af, sowel as van die stad van vernietiging af. Daar was nie net 'n poort na die hel vir die mense wat die Here uitdruklik verwerp nie, of soos die verhaal vertel van die stad van vernietiging af nie. Daar is ook 'n poort na die hel vir die wat op pad is na die hemel, maar nie in die ou paaie wou wandel, of daarin geonderrig wou word nie, soos onkunde nie daarin geonderrig wou word nie, toe Christen hulle hom probeer help het nie, en eerder onkundig wou bly. Hy het die einddoelse gehad, hy was op pad na die hemelse poort toe. Hy wou hemel toe gaan, maar hy wou nie geonderrig word in die woord van die Here nie. En mag die Here ons dit dus gun, om dieselfde agting vir sy woord te hê, as wat koning Josia gehad het, sodat ons dit nie as die woord van mense sal aanneem nie, maar as die woord van die lewende God. En soos ons teks in vers 11 ook vandag afsluit, dit is jou lewe. Kom ons sluit die oë. O Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie dat U vir ons die woorde van lewe gee. Ag Here, in ons gebed is dat U ons harte sal draai na U toe, ons harte sal draai na U woord toe, dat ons 'n begeerte en 'n liefde daarvoor sal hê, en dat ons dit hoër sal ag as alles anders in die wêreld. Gun dit ons elkeen, o Here, om daarin geleer te word, om 'n begeerte te hê om daarin geleer te word. Gun dit ons, Here, soos die psalmskrywer sê, om elke dag daarop te mediteer, dag en nag, omdat ons behaag daarin is. En Here, gun dit ons, dat ons nie die woord aanneem as die woord van mense nie, maar as U woord, die woord van God. En gun dit ons om daarby te bly. Help ons, o Here, om ag te gee op die weg waarin ons moet wandel. En dat ons nie net ons oë gefestig sal hou op die eindbestemming nie, Here, wat ons ook moet doen, Here. En ons is dankbaar dat ons hemel toe kan kom. Maar Here, laat ons ook ag gee op die weg waarin ons moet wandel. En gun dit ons elkeen deur die krag van die Gees om in die ou paaie te bly. Here, ons dankie vir die genade teenoor ons, die bloed wat genoegsaam is vir ons. Here, dat U aan die kruis vir ons gesterf het en ons sonde so ver soos die ooste van die weste geskei het, sodat ons wandel op die weg nie te vergeefs is nie, maar dat ons so kan wandel, wetende dat ons wel die eindprys ook sal kry en die eindstreep sal behaal. Ons dankie, Here, dat ons 'n gemoedsrus kan hê en 'n absolute sekerheid dat ons nie te vergeefs wandel op die regte weg nie. Gun dit ons maar net, o Here, dat ons wel daarin sal wandel, deur die krag van die Gees, al die dae van ons lewens. Dit is ons gebed, o Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die genade so groot is. Amen.